Goeiedag almal en baie dankie dat jy luister na hierdie oordeenking. Ons lees in die woord van Here dat die volk Juda het hulle rug op die Here gedraai en as gevolg daarvan bevind hulle self in benarde omstandighede. Ons lees dit in Jeremia 17 vers 1. Die sonde van Juda is geskrywe met 'n ystergriffel, met 'n diamantpunt. Dit is gegrif op die tafel van hulle hart en op die horings van julle altare. Maar die Here stuur Jeremia om met die volk te praat sodat hulle kon bekeer. Jeremia 1 vers 7. Die Here het vir my gesê, moenie sê ek is jonk nie, want na wie ek jou ook al stuur, moet jy gaan, en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Weet maar feitelik almal wat na hom geluister het, selfs die koning van Juda, het hom begin haat daaroor, en hy was selfs in gevangenis gewerp. En tydens al sy ontberinge praat Jeremia met die Here, en ek glo, dalk uit moedeloosheid, hy het tog gedoen wat die Here gesê het hy moet doen. Nou word hy geslaan en in 'n tronk gegooi. Maar in desperaatheid praat hy met die Here en hy sê in Jeremia 17 vers 14, maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word. Verlos my, dan sal ek verlos word. En jy weet, dalk bevind jy jouself in baie ongemaklike, moeilike en ongevraagde omstandighede. En indien jy dalk verworpe voel, eensaam voel, hartseer, ongelukkig en vreesbevange is, of dalk moedeloos is, waarom wend jy nie ook jou skrede tot die Here en bid hierdie gebed van Jeremia nie? Maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word. Dit maak nie saak wie jy is nie, dit maak nie saak wat jy gedoen het of wat aan jou gedoen is nie. Die Here is gewillig en hy is ook in staat om enige tragedie in jou lewe in triomf te verander. En Jeremia het dit geweet, daarom roep hy uit, maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word. Hierdie gebed het egter veel meer en kragtige betekenis as wat ons in enige vertaling van die Bybel kan lees. Die woord gesond is die woord Hebreëus Rafa, wat beteken genees my, gee my verligting van my lyding. Ek wil ontspan en rustig word, want ek voel alleen en hulpeloos. Ek is besig om in mekaar te sink. Kan jy sien, hy praat hier van gesondheid, gees, siel en liggaam. Hierdie woorde maak my gesond, Here, dan sal ek gesond word, kan dit soos volg direk vertaal word. Ek voel hulpeloos, ek voel eensaam en alleen. My hele lewe is besig om in mekaar te tuimel. Gee my verligting en genees my van hierdie lyding, Here, want dan alleen sal ek kan ontspan en dan alleen sal ek rustig en kalm kan word. En jy weet, een van die attribute of karaktertrekke van die Here kom hier duidelik na vore in die naam Jahweh Rafa, die Here wat genees. Dit maak nie saak wat jou hulpelose, eensame lyding mag wees nie. Maak nie saak wat aardeling gegee tot jou in mekaar stort ervaring nie. Of dit liggaamlik, geestelik of fisies is, roep die Here aan, want hy is ook vir jou vandag. Jahweh Rafa, die Here wat jou genees. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen.